Hartlike goeienaand aan elkeen en ons is dankbaar dat jy weer eens kon inskakel vir 'n kort biduur so in die week en waar ons net 'n bietjie tyd afstaan om bietjie meer van die Here te leer en ook gebede op te dra. Voordat ons begin, kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Liewe Heer, ons is dankbaar dat ons weer eens in die middel van die week 'n bietjie kan stil raak, kan stadig raak en dat ons net 'n bietjie oordenking kan deurgaan waar hier weer eens in die woord, ook in die liefde en in die stories die karakter vir ons kan uitbeeld. Wees met ons in hierdie gedeelte, ook in die dele wat ons lees, mag U vir ons helderheid van verstand bring, sodat ons U kan beter verstaan, Here, en dit in ons lewens toepas. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Vanaand se titel is Hou moed en die geheeteksie daarso wat ek wil hê jy moet na toe blaai is Josua 1 vers 9, baie bekende gedeelte. En jy sal onthou dat hy was een van die mense wat, twee van die 12 wat gesê het, nee, hulle kan die land invat. En dit lees as volg, het sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk, vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here, jou God, is met jou oral waar jy heen gaan. Wat is moed? Wat is moed in u of my tipe van betekenis? Moed beteken wanneer ek en u bereid is om soms 'n moeiliker weg te vat, daai moeiliker pad te ry, as die makliker pad, maar om aan die ander kant uit te kom. Wanneer ons op moedverlore straat is, wanneer ons platgeslaan is, dan dink ek altyd aan waar die Bybel ons weet sy verhale weer optel. En ek dink aan die eerste gedeelte, dink ek aan Bartimeus, die persoon wat blind was in Markus 10 vers 49. En dit sê die volgende, toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Jy sien, baie keer voel ons in verlore straat, ons weet nie wat ons môre kan sien nie, ons voel blind. Maar dan kom Jesus en hy sê, hou goeie moed, ek is die lewe, ek is die lig, en ek gaan die pad saam met jou stap. Ek dink aan die gedeelte toe die disippels op die stormsee was, onthou julle toe Jesus daar geslaap het, en die storms het begin woed, en het gelyk of hierdie boot ondergaan, en hulle was vissermanne meeste van hulle gewees, en hulle was selfs bang, so dit moet nogal 'n groot storm gewees het. En in Matteus 8 vers 25 spreek die disippels, hulle sê, daarop kom sy disippels en maak hom wakker, en sê vir hom, Here, red ons vergaan. En baie keer dink ek dat die wêreld wil ons insluk, dit voel of die wêreld ons wil inneem. En wat sê Jesus? Hou goeie moed. Die volgende vers sê hy, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang, kleingelowiges? Toe staan nou bestraf die wind en die see, daar het 'n groot stilte gekom. En wat hy vir my sê is dat wanneer ek nie dalk voel, die storms van die lewe wil ons tackle, dan sê die Here, ek wil vir jou kalmte en rustig en vertrou op my, want dis wat ek jou wil bied. Dan dink ek aan die verlamde man in Kapernaum, in Matteus 9 vers 2, wat net 'n paar verse aan is. En hy sê, en hulle het 'n verlamde man wat op die bed lê na hom gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Jy sien, baie keer wanneer ons in moedverlore straat is, dan is dit die geloof in die beloftes wat Jesus gee, wat my en jou ophou. En soms het ons net daai moed nodig, wat die Here dan vir ons gee om die volgende tree te gee, want Jesus is by ons. Dan na die laaste storie is Paulus' verdrukking en vervolging. Onthou julle daar waar hy in die tronk is, daar waar hy vervolg word, waar hy homself vind waar ek en u nie mekaar wil vind nie. En hy sê die volgende in Handelinge 23 vers 11, hy sê, en die volgende nag het die Here by hom gestaan en vir hom sê, hou goeie moed. Miskien voel jy vandag, jy is dalk op 'n plek waar jy nie hoort nie. Miskien voel jy, wat soek ek hier? Maar dan sê die Here, hou goeie moed, want ek is met jou. Die laaste waarskuwing wat ek altyd van hou, is die gedeelte in Johannes 16 vers 33, en
Die gedeelte dink ek is vir ons gegee dat ons nie moet verslae staan wanneer hierdie ding in ons pad kom of wanneer hierdie ding in ons lewe gebeur nie. Dit sê die volgende in Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Nie miskien of miskien, hy sê in die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Maak nie saak wat die wêreld bid nie, maak nie saak wat die wêreld doen nie, maak nie saak miskien hoe jy vanaand voel nie, die Here het oorwin. Nou kom ons kyk in opsomming vinnig daarna. Voel jy dalk vanaand dat die Here, jy kan hom nie sien nie, jy kan nie dalk môre sien nie. Hou goeie moed. Die Here wil jou oë oopmaak en hom gefokus hou op die ware lewende God. Voel jy dalk in die omstandighede, sink jy in die see af, 'n storm is besig om jou toe te woed. Hou goeie moed. Die Here wil saam jou die pad loop, die kalmte en die rustigheid gee, om die boot aan die ander kant te kry. Miskien voel jy dat die lewe het jou op 'n plek gebring vanaand, waar jy sê, Here, maar ek kan nie nog 'n tree gee nie, ek weet nie eens om môre te sien nie, ek weet nie eens om in môre in te kom nie. En die Here sê, hou goeie moed. Ek sal jou oprig, op jou voete bring, en saam jou die pad loop. Miskien voel jy die wêreld is onregverdig, miskien voel jy, daar waar jy vandag sit, is dit soos, hoekom het dit met my gebeur? Waarom het dit met my gebeur? Hoe het ek in hierdie posisie beland? En wanneer jy na dit kom daai versie net terug, in Johannes 16 vers 33, wat sê, ek het vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. Hoekom? In die wêreld sal daar verdrukkinge kom. Moenie verstom staan nie, my broeder en my suster, wanneer daar verdrukkinge en probleme is nie. Hy sê, hou goeie moed. Ek, die Here, het die wêreld oorwin, deur Jesus op die kruis. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons is dankbaar vir die liefde en die genade. Ons is dankbaar dat ons weer eens by mekaar kan kom met 'n paar stories, 'n paar verse, waar ons net kan stil raak en tot U bid en sê, Here, dankie vir U liefde en genade. Here, miskien vanaand is daar mense wat 'n moedverlore straat is. Miskien is dit omstandighede, miskien is dit dinge wat op hulle pad gekom het, miskien is dit dinge waarvoor ons nie gevra het, Here, maar vanaand wil ons weer opstaan en sê, net soos wat U aan elkeen sê het, hou moed, want U het oorwin. Here, gee ons die krag en die leiding, die deursettingsvermoë om aan die beloftes en aan die Bybelstories vas te hou. Here, wanneer ons moed verloor, dat ons in die boek sal klim en die beloftes sal opeis. Want U bemoedig ons. U wys vir ons die pad, sodat ons weer reg is om môre nog 'n dag voor te beer. Ek wil bid en vra, Here, in die middel van hierdie week, dra ek die kerk, die familie, kinders, die leiers. Ek wil almal van hulle opdra vanaand, Here. Elkeen wat 'n plek het, miskien dalk nie op die beste plek is nie, dat U hulle sal moed inpraat. Dat U hulle sal help in elke plek waar hulle is. Dat U ons sal behoed, bewaar en beskerm, en dat ons geloof nie sal kwyn nie, Here. Ek dink miskien dan vanaand aan mense wat op in 'n bed moet lê en luister na die boodskap, miskien siek is. Ek dink besonder die mense wat in ICU en in die hospitaal is, daar waar hulle eensaam lê, Here, en net U kan vertroosting bring. En ons wil vra, Here, gee hulle moed, gee hulle vertroosting, en mag U die geneesheer wees wat wonderwerke verrig. Here, dan bid ek vir elkeen van ons wat nog hierdie werkweek moet klaarmaak, behoed ons, beskerm ons en bewaar ons, Here, sodat ons elke dag dit sal deursien. Maar terwyl ons daar is, Here, laat ons U evangelie en liefde sal uitdra. Wees met ons verder in hierdie aand, mag ons die stilte van hierdie oomblik geniet, terwyl U ons versterk vir nog 'n dag, vir nog 'n gebeurtenis. Ek vra dit, Here, hoe nou U met ons sal wees, en ons vra nie een van die wat ons het verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Dankie dat julle vir 'n paar minute saam was. Sterkte en hou moed. Jesus het die wêreld oorwin. Totsiens.